Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Een van die mees uitdagende dinge wat ons as kinders van die Here in die gesig staar, is die stryd met woorde in ons gedagtes. Woorde van nederlaag. Woorde soos, jy sal nooit genoeg wees nie. Jou huwelik is verby. Jy sal nooit uit die skuld kom nie. Jy sal nooit gesond word nie. Jy sien, die vyand probeer om jou selfvertroue te vernietig. Dit is asof hy sê, jy het geloof in God, omdat hy al voorheen gehelp het. Maar moenie so seker wees, dat hy jou hierdie keer weer gaan help nie. Jy glo met jou hele hart, dat God in staat is om te genees. Maar dan word jy gekonfronteer deur die dokter wat vir jou sê, dis kanker. En skielik word jy daaraan herinner, dat dit dieselfde soort kanker is, as wat jou pa en ouma doodgemaak het. Die vyand wil jou selfvertroue vernietig, deur jou te laat dink, ek weet God genees, maar miskien nie hierdie keer nie. Of miskien kry jy nuus van massiewe afleggings by jou werk. Jy weet dat God jou voorsiener is, maar verskeie kere het jy al gehoor van mense wat sukkel om weer werk te kry. En nou dink jy, hoekom sal my situasie anders wees? Die Bybel leer ons hoe om hierdie tipe gedagtes te beveg. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Gevange neem beteken om jou gedagtes onder beheer te bring. Met ander woorde, moenie jou gedagtes net laat gaan waarheen hulle wil gaan nie. In plaas daarvan, onderwerp daardie gedagte aan God se woord. Wanneer jou gedagtes in die verkeerde rigting begin gaan, verander rigting. In plaas daarvan om op hierdie negatiewe gedagte te mediteer, kies eerder om jou gedagtes te vul met 'n skrifgedeelte soos Romeine 8 vers 28 wat sê, en ons weet, dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Die Heilige Gees sal jou verseker help om beheer te vat van jou gedagtes. Here, vandag kies ek om beheer te vat van my gedagtes. Help my om elke gedagte gevange te neem en om daardie gedagte in lyn te bring met u woord. In Jesus naam bid ek dit. Amen.